Goeiemôre. Goeiemôre gemeente. Ekskuus Johan, wys my 'n bietjie nader, is dit duideliker. Welkom in die erediens. Mag ons vanoggend sommer so saam iets van God se teenwoordigheid opnuut ervaar. Dis vir ons 'n voorreg om elkeen hier te hê. Terwyl jy ingestap het, sou jy waarskynlik die tekens van die nagmaal geruik het, die wyn en die druiwesap en die brood, want ons het vanoggend die voorreg om ook hierdie sakrament saam met mekaar te beleef. Verder sou jy opgemerk het dat die erediensruimte effens anders lyk en dit is net duidelik. Die Lesedi koor, van wie ons nou al gesels het die laaste klompie weke, wat op pad is na die ATKV Applaus finaal, is vanoggend hier om vir ons in die erediens 'n lied te kom sing, 2 liedere eintlik, en dan daarna, na afloop van die erediens, word almal hartlik uitgenooi om op die gemeentestoep verder te gaan luister, waar hulle die res van die liedjies wat hulle voorberei en oefen vir die kompetisie, waar hulle dit ook vir ons gaan opvoer. So Betsy, dankie ook vir jou en vir die inisiatief. En dit is vir ons regtig lekker om ook hulle as gaste vanoggend hier te verwelkom. Ek noem sommer net dat hulle saam met ons die nagmaal gaan gebruik. Ons het seker gemaak, met hulle ouers gesels, en hulle is, die ouers het almal gesê, dit sal vir hulle 'n voorreg wees om saam met ons as 'n geloofsgemeenskap nagmaal te gebruik. So dis dan ook vir ons lekker om te weet, dit is vir hulle spesiaal, en dat hulle ouers ook hulle instemming gee vir die gebruik van die sakrament saam met ons. Verder wil ek graag noem, indien die enige besoekers is vanoggend, of nuwe intrekkers, en jy het nog nie een van ons ontmoet nie, kom ontmoet vir my of my kollega Dewald na afloop van die erediens hier voor by die nagmaaltafel. Dit sal lekker wees om sommer net so 'n bietjie te gesels, en indien daar enige vrae is of iets van die aard, dan antwoord ons dit graag. Ons sê geluk vir 'n klompie mense wat gedurende die week verjaar het. Daar is die hele lysie. Julle sal sien dat klompie Dominee Andrei verjaar ook in die week wat kom, saam met sy skoonseun en sy dogter Elisna. Maar daar's 'n klomp, Peer van Hoeven, Corrie Pelser, Ruben Maree, ek noem dit nou sommer so deurmekaar, lees gerus deur die lysie. Ons dink aan elkeen wat verjaar en ons wens hulle 'n mooi jaar toe, dat dit 'n geseënde jaar sal wees, en ag sommer net 'n lekker en 'n spesiale dag. En dan vra ons dat julle in die besonder sal dink aan oom Alfred en tannie Louise Heiser hier in Laminière, wat met 'n huisbak geval het. En ons is dankbaar dat hulle grootendeels fisies ongedeer daarvan afgekom het, maar soos jy kan dink, is dit nou nogal 'n traumatiese belewenis. So ons vra dat julle hulle sommer net in julle gedagtes en ook in julle harte sal hou. Dan is ons baie opgewonde dat ons aandiens na 'n lang breek met die wintereksamen en die wintervakansie weer hervat, vanaand om 6:00 hier in ons erediensruimte, en ons jong mense en ons ouers en ons studente en almal wat hier is, vier ook saam nagmaal vanaand onder leiding van Dominee Dewald. Ons sê sommer net ook, of ons herinner net ook ons ouers dat dit jeuggroepe en verbintenisgroepe na afloop van die erediens is, en julle is so welkom. Indien jou jongmens nog nie hierdie jaar ingeskakel het nie, dis nie te laat nie, kom word deel, en dis regtig ook 'n erediens met 'n eie soortige karakter en musiek, so kom deel daarin en kom beleef dit. Dit is nie net vir tieners nie, dis vir ouers, dis vir jongmense, dis vir enige iemand wat sommer net so 'n bietjie in die aand ook wil ergens iets van 'n erediens beleef. Goed. Ek gaan vra dat ons 'n oomblik stil word voordat ons die erediens begin. En sommer net so 'n bietjie dit wat in die week gebeur het en oor die naweek gebeur het agterlaat, en ons aandag fokus op die hier en die nou in die erediens. Kom ons word stil.
Ons toetrede lied, terwyl ons so sit, lied 159, God is hier teenwoordig. Terwyl ons die Christuskers aansteek, herinner ons mekaar aan die woorde van talle psalmdigters. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Ons groet mekaar in die naam van die Here. Genade en vrede van een Skepper God, van alle sienlike en onsienlike dinge. Genade en vrede van een Here, Jesus Christus, lig uit lig. Hy maak ons nuut. Genade en vrede van die Heilige Gees, en lewendmaker is. Amen. Vriende, ons nooi graag die Lesedi koor om binne te kom. Hulle gaan vir ons 2 aanbiddingsliedere sing vanoggend. Groot is die Here is die eerste lied en daarna Children of the Light. Kom ons gee sommer vir hulle om 'n lekker hande klap om hulle te verwelkom. Liewe gemeente, terwyl hulle plekke inneem, die koor het gevra, hulle wil graag vanoggend hier vir ons kom sing om dankie te sê dat ons as 'n gemeente hulle ook en die gemeenskap hulle ondersteun. So while you guys are getting ready, we would like to welcome you. You are most welcome this morning and thank you for joining us here in our service. It's also really beautiful to see all of you and coming all this way. And yeah, to share the table this morning. You are our guests and we hope you guys feel welcome.
sommer net die ouers en die kinders in die kinderkamer uitnooi. Julle is meer as welkom om hier binne te kom staan ook, hoor, as julle wil sien. En saam luister. Kom stap sommer net so in. Julle gaan ons nie pla nie. Teendeel, julle is so welkom. One, two. Good morning, everyone. My name is Zoliswa Zikalala. I'm the conductor for Lesedi Primary School Choir. Thank you so much for inviting us today. We hope you are going to be blessed with the music that we're going to deliver. These kids are going to Cape Town next week. First time traveling outside of Gauteng. We are excited for the trip. Thank you. We're gonna
Sure, thank you. Thank you so much, guys. We really don't want to miss the concert on the stoop afterwards, so please remember to stay a while. There's nice refreshments, and let's listen to more of the songs. And it's really just an honor to have you guys here this morning. From our side, we would just like to say that we are cheering you on, and we are so proud to support you. We are wishing you every success in Cape Town, and may your voices keep on inspiring, may your hearts be full of joy, and make you shine brightly. So enjoy, and please send us some photos. Liewe gemeente, ons nader nou die nagmaal en ons gaan saam die sakrament van die nagmaal geniet. Terwyl van die kerkraadslede en ander erediens ons help om die tafel in gereedheid te bring, gaan ons onsself so 'n bietjie voorberei op dit wat ons nou ook as 'n geloofsgemeenskap saam gaan geniet. Ek gaan die liturgie voortaan in Engels hanteer en soms kan dominees ook so 'n klein gebedjie opsit, Heer, wees my genadig. Dis nou wat die Engels betref. So, vriende, terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied, eenmaal Afrikaans, eenmaal Engels en eenmaal Afrikaans.
Anyone may come to the Lord's table because we believe everyone is welcome. The Holy Supper is an invitation to joyfully celebrate our share in the full salvation of Christ, as well as a renewed assurance thereof. It is also an opportunity to deepen our fellowship with the living Lord and with one another, to be strengthened in our faith, in our witnessing, and in our hope of things to come through the communion we experience here at the table. These elements we see in front of us, wine, juice, bread, are signs of God's compassion and love. And in the sacraments, we do not come to do something. We are coming to the table to receive, because God comes to us and acts in our lives. Therefore, as this bread and this cup are shared among us, we are reminded of Jesus' words in Luke's Gospel. Be merciful, just as your Father is merciful. At this table, we receive God's mercy so that we may become people of mercy. Now that we have heard what the Holy Supper is about, let us all stand and audibly confess our faith. We believe in God, the creator of all things, who loves us. We believe in Jesus Christ, our Lord, who reveals to us the heart of God. We believe in the Holy Spirit, who dwells within us and remains with us. We believe in the Church, the community of believers, who holds us in love and walk with us the journey of life. Amen. You are welcome to sit down. I would like to ask the Church Council to please serve us with the signs.
just have an indication? Did everybody receive bread and wine or juice? Okay, thank you. Let us pray. Lord, bless us as we share this bread and this cup. Here seën ons by die gebruik van die brood en die wyn. Amen. The bread which we break is the communion with the body of Christ. Take, eat, remember, and believe that the body of our Lord Jesus Christ was broken to reveal God's presence and love in the brokenness of this world. The cup of wine which we drink is the communion with the blood of Christ. Take, drink, remember, and believe that the precious blood of our Lord Jesus Christ was shed for the life and healing of this world. As we have been fed at the table of our Lord, let us stand and let us praise his name in thanksgiving.
Loving God, we thank you for meeting us at this table. May the bread we have shared strengthen us for the journey ahead. And may the cup we have received fill us with hope, compassion, and joy. Help us to recognize your presence in every moment and to become signs of your love in this world. Amen. Ons gemeentekinders is welkom om na die kinderbediening te beweeg, and you guys are welcome to join all the children in our congregation for the children's ministry in the hall. Thank you. Dominee Dewald. Here God, U in wie die volheid van lig en wysheid woon. Verlig ons denke deur U Heilige Gees en skenk ons die genade om U woord aan te hoor met eerbied en in nederigheid, waarsonder niemand U waarheid kan begryp nie. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. I don't know what faith means anymore. So skryf die digter filosoof in sy brief aan die sistematiese teoloog, en hy eindig hierdie brief deur vir die teoloog te vra, how would you define faith at this point in your life? Not before God, but before humans in an email, say. En ja, ek is steeds besig met hierdie boek, waarvan ek gepraat het, so 2 Sondae terug, of laat ek liewer sê, soos dit nou maar gaan met goeie teologie, is die boek steeds besig met my. Hoe sou jy geloof omskryf? Wat beteken dit om te glo? Of gewoon geloof? Wat is dit? Nou geloof is mos nou deel van ons kerngeloofswoordeskat. Geloof, hoop en liefde. Dis 3 sentrale begrippe. En die probleem is, het ons mos nou al vir mekaar gesê, dat hierdie woorde dikwels in die oorgebruik daarvan afgesluit raak. Dit verloor so half betekenis. Die van julle wat 2 weke terug hier was, sou onthou, dit is waar die digter-filosoof se groot dilemma ontstaan het. Hy noem dit is big words, wat hy eintlik al vreesaanjaend beleef, omrede dit van inhoud verlore raak. Nou, Mark Twain het die volgende in 'n brief aan een van sy studente geskryf. I notice that you use plain, simple language, short words and brief sentences.
That is the way to write English. It is the modern way and the best way. Stick to it. Don't let fluff and flowers and verbosity creep in. When you catch an adjective, kill it. No, I don't mean utterly, but kill most of them. Then the rest will be valuable. En hiermee sê Mark Twain eintlik, ons moet leer om eenvoudig en duidelik oor goed te praat. Byna dieselfde versigtiging van die digter aan die teoloog wanneer hy sê, not before God, but before humans. Gebruik eenvoudige taal om te beskryf wat is geloof. En dit is wat ons vanoggend gaan doen. Ons gaan probeer om so eenvoudig en so duidelik as moontlik oor hierdie sentrale begrip in ons geloofswoordeskat te praat. Want weer eens, net soos die begrip genade, hoe ons daaroor dink, maak saak. Die inhoud wat ons daaraan gee. En dis uiteindelik bepalend vir hoe ons dink oor ons lewe, ook voor God. Daarom 2 inleidende opmerkings. Ek het in die week met iemand oor hierdie tema gesels en hy maak 'n interessante opmerking. Hy sê, miskien het ons eintlik wanneer ons hieroor praat 'n les in grammatika nodig. Want ons praat oor geloof net soos oor genade, asof dit 'n selfstandige naamwoord is, asof dit iets is wat jy besit. Ons dink geloof is hierdie iets wat ek soos 'n pakkie in my hand kan vashou. Ons hoor dikwels, jy moet net geloof hê. Of jou geloof is nie groot genoeg nie. Of jy het nie geloof nie. So julle hoor, weer eens is dit so half 'n wollerige manier om daaroor te praat, terwyl geloof in die eerste plek 'n werkwoord is. Daarom kan 'n mens nie sê, ek het geloof nie. Jy kan net sê, ek glo. So, jy hoor, dis in die eerste plek nie iets wat jy besit nie, dis veel eerder, sou ons kon sê, 'n manier van leef, 'n lewenshouding, 'n lewensingesteldheid, gewoon 'n manier waarop jy kyk na die lewe saam met God, 'n bepaalde perspektief. So dit die eerste inleidende opmerking, en 'n tweede kort opmerking, is dat ons te dikwels maak asof geloof hierdie verstandelike instemming is met 'n klomp dinge wat ek sou so half kan aftik op 'n lysie en sê ja, ek glo dit, ek glo dit, ek glo nie dit nie en dit is my geloof. Terwyl ek voorheen al genoem het dat Diana Butler Bass in haar boek Christianity After Religion daarop wys dat die Engelse woord belief afkomstig is mos nou van die Duitse belieben, om lief te hê. En hierin lê iets van ons verstaan of 'n gesonde verstaan van geloof vasgevang, want om te glo is nie primêr om hierdie bepaalde oortuiging te hê nie. Om te glo is om lief te hê, om agting te hê, om jouself toe te vertrou. Dit beteken jy verbind jou aan iets. So dis nie maar net 'n paar dingetjies waarmee jy instem nie, dis in die heel eerste plek 'n verhoudingsbegrip. En daarom dat Harvey Cox in sy boek moeite doen om hierdie onderskeid tussen wat 'n mens in Engels skryf, faith and beliefs, en mens sukkel 'n bietjie met 'n behoorlike Afrikaanse vertaling, gaan nou maar werk met die verskil tussen geloof en dinge wat jy glo te verduidelik. En dan wanneer hy dit verduidelik in sy boek The Future of Faith, dan haal hy Aldous Huxley aan en hy wat in 1963 gebid het, give us this day our daily faith, but deliver us from beliefs. Daarin hoor jy hierdie spanning tussen hierdie lysie dingetjies wat ek moet kan aftik, hierdie 10 punte wat ek moet kan sê ek in glo, en geloof as vertroue, geloof as 'n verhouding. So dis beliefs, daai klomp dogmas waar jy dink jy moet ja sê, en dis ook beliefs, daai klomp dogmas op grond waarvan jy sê iemand is nie hier welkom nie, of iemand glo nie, omdat hulle nie presies in die 10 dingetjies kan glo wat ek dink belangrik is nie.
Terwyl faith, geloof is wanneer jy jou lewe werp op die nabye God. En as ons verder oor hierdie saak praat vanoggend, dan wil ek dit aan die hand van drie begrippe doen. Ons sou ook ons sê 3 perspektiewe op geloof. En dis gewoon vraai geloof, benoude geloof of deurleefde geloof. En vir die eerste 2 wil ons nee sê. En vir die laaste een van harte, ja, kom ons praat daaroor. Vraai geloof, ons sou ook kon sê 'n soort van 'n mooi geloof, 'n sweet geloof is die Engelse woord. Julle sal onthou die Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, wat bekend is vir sy kritiek teen godsdiens, wat die opmerking gemaak het, vir baie mense, to many people, faith means not wanting to know what is true. En hy lewer kritiek teen hierdie fraai, byna versuikering, hierdie naïewe ontduiking van die werklikheid wat dikwels voorkom in sommige mense se verstaan van geloof. Dalk ken jy die Thomas Kincaid verskynsel. Dis 'n kunstenaar in Amerika en as dit wat jy daarop van hom lees op die internet reg is, dan hang daar een van sy skilderye in een uit elke 20 huisgesinne in Amerika. En so lyk die goed wat hy skilder. Dit is sulke mooi prentjies. Mooi pastelkleure en dan kom hy nou by die kruis en dan teken hy dit ook mooi. So 'n mooi hemelruim daar agter en die kruise op Golgotha word mooi skoon, amper vreedsaam geteken. Dit is byna 'n getemde weergawe van die kruisgebeure, want dis al waarvoor daar soms kans gesien word. Hy word genoem the painter of light. Hy is daarvoor bekend. Maar uiteindelik is sy eie lewensverhaal taamlik tragies wanneer hy wat die wêreld so eensydig mooi kan teken, so fraai teken, hy sterf uiteindelik as gevolg van 'n oordosis alkohol en pille. En verloor ook byna al die geld wat hy met sy kunswerke gemaak het. Maar vriende, party mense maak so met geloof. Hulle gebruik geloof, hulle gebruik die Christelike geloof om sulke fraai prentjies te teken. Sulke eensydige mooi prentjies. Ek wil dit vir julle prakties maak. Die self-help gebedsboekies was eens 'n groot modegier in die kerk. Soms in sommige tradisies steeds vandag. Boeke soos The 100 Most Powerful Prayers to Win the Lottery. 100% Answered Prayers. En nou weet ons mos nou al wat 'n godsdienstige smaakmaker is, vind hulle self geroepe geag om 'n soort 10-punt plan met die wêreld te deel van wat jy moet bid en wat jy moet glo sodat dit met jou goed gaan. En so tyd gelede was dit die geval met die Jabesgebed. Dit was een van daai groot modegiere in die kerk. Dit was 'n buzzword. En dis ongelukkig in daai tyd voorgehou as 'n towerspreek vir persoonlike voorspoed. Hierdie soort van gebed wat God altyd antwoord. En saam met Bruce Wilkinson en hierdie gedeelte daar uit Kronieke, het dit eintlik maar 'n mantra geword vir wat jy maar net moet opsê en dan sal jou grondgebied of dan nou ingekleer jou boedel uitbrei. Jy sal suksesvol wees. Jy moet net op die Here vertrou. Jy moet net glo en die regte dinge kan sê en so eenvoudig soos dit. Want as jy nie suksesvol is nie, dan glo jy nie. En dis so maklik. Maar ek het net altyd gewonder waarom die soort boeke nou net in welvarende, vermoeiende gemeenskappe bemark word, maar nie in 'n plakkerskamp nie. Want jy sal sukkel met daai gebed en al, daai teks uit Kronieke, om met so 'n geloof sommer so daai wêreld te verander. Toe ek 'n hele klompie jare terug nog 'n student was daar in Dankenstraat, nou Jan Schoba, hierdie bord waarop daar gestaan het, Jesus is my hero, met die subtitel, Never consider the cost of following Jesus, but the reward. The reward instead of the cost. Ek dink die evangelie sê iets anders. Praat die evangelie nie van kruis opneem nie. Praat die evangelie nie van 'n soort van 'n
prys wat jy gaan moet betaal as jy Jesus volg nie. En dit klink so goed en ek wil my nogal indink dat die ontwerper van daai bord waarskynlik goeie bedoelings gehad het. Want mens doen mos nou nie sulke goed met kwade bedoelings nie. Maar dis 'n fraai geloof daai. Dis 'n geloof wat 'n mens van harte voor moet nee sê. Daar is 'n ander soort geloof waarvoor ons ook moet nee sê en dis hierdie benoude geloof. Hierdie geloof as 'n bangmaak storie. Ons almal ken die borde, where are you going, heaven or hell? Ons ken almal ook hierdie skildery van die 2W. Baie sal die stories kan vertel, so skildery waarskynlik in hulle ouma se huise gehang het. Daar is hierdie 2 eindpunte. Jy het aan die een kant die hemel, se goue stad en dis deel van daai fraai geloof, daai mooi geloof. Dis hierdie wortel voor jou neus. Glo net en dan is jy op die regte pad en jy sal hemel toe gaan. En die alternatief is as jy nie glo nie, dan gaan jy hel toe. Dan brand jy. En mens kan daai 2 alternatiewe mos nou baie mooi sien op die skildery. 'n Fraai geloof bring jou daar by die goue stad met al sy beloftes en hierdie soort van 'n benoude, bang, vrees geloof bring jou daai kant met daai oog. Daai middeleeuse simbool vir die alsiende God. Jy kan vir God niks wegsteek nie, want God sal alles sien en God sal straf. En jy hoor hierdie vrees element, daarom moet ek liewer net sê ek glo aan die regte lysie dinge sonder om daaroor te dink of dit nou vir my maklik is en of dit nou vir my goed is. Ek moet dit net glo sonder om vrae te vra sodat ek net nie brand in die hel nie. Nou vriende, nog hierdie fraai geloof, nog hierdie benoude, beangste vreesgeloof gaan vir ons as 'n kerk en 'n Christendom enigstens iets beteken in hierdie wêreld. En ek weet, ek praat nou eintlik 'n bietjie teen die werklikheid in, want as jy navorsing doen, dan blyk dit die 2 goed werk. Al is dit net om die kerkbanke vol te maak. Hier is kerke wat totaal en al daarop gebou is om voorspoed aan geloof te koppel. Aanbid by ons en jy sal net sien hoe oorlaai God jou met sy goedheid. En ek dink in 'n wêreld soos ons in wat baie sterk funksioneer as 'n verbruikerssamelewing en mense se waarde word gemeet aan wat hulle het en hoe hulle prentjie lyk na buite, is dit net eenvoudig 'n geloofsperspektief wat goed doen. Dis 2 perspektiewe op geloof wat albei blyk nie te sleg vir ons samelewing is nie of vaar in ons samelewing nie. En om in daai wêreld nou 'n alternatief op die tafel te sit is nie eenvoudig nie. Maar daar is 'n alternatief. En ek wil nie te maklik aanspraak maak op 'n Bybelse alternatief nie, maar daar is 'n alternatief wat meer die hart van die evangelie in hom opneem. En dit is, kom ons noem dit 'n deurleefde geloof. As jy gaan kyk na die betekenis van deurleefdheid of 'n deurleefde, dan sal jy sien daar lê iets van 'n karakter van 'n robuustheid, 'n taafheid, 'n taaiheid sou jy kom sê. Om daaroor te praat moet jy ook amper 'n stukkie reformatie weer bewerkstellig. Ons moet terugstap in ons tradisie en daar by Martin Luther hulle gaan sit en vir ons en sê net eers vir ons Martin, wat het jy ontdek in die Romeinebrief rondom geloof? Verduidelik ons net weer, wat het jy ontdek is die aard van geloof? En dan sou dit vir ons met so 'n beeld verduidelik het. 2 leë hande. Want Luther het gesê, as jy oor geloof wil praat, dan doen jy dit so. Dan net soos wat ons vanoggend ervaar het by die nagmaaltafel, dan is geloof nie iets wat ek na God toe bring nie. Dan is geloof die hande wat ek oopmaak om te ontvang wat God skenk. Dis geloof. Om bakhand te ontvang wat God skenk. Luther het gesê, geloof is nie kreatief nie, dis reseptief. Anders gestel, my geloof skep nie my verlossing nie,
My geloof ontvang die verlossing wat God bewerkstellig. Dis alles God se werk. Dit vier ons mos nou by uitstek met die nagmaal. So as ek en jy wil praat oor geloof, dan begin ons met hierdie bakhand, hierdie bewustheid ek ontvang van God sonder aanspraak. Dis die aard van geloof. So ek dink jy hoor, geloof kan jou nie suksesvol maak nie. Geloof is om die werk van God in jou lewe te ontvang. Maar kom ons kom nou vir 'n slag by die teks van die Bybel, want as ons oor geloof en die aard van geloof praat, dan wil ek 2 psalms gelyktydig voor ons neersit en die kleur van die agtergrond is ook doelbewus so. Die eerste is Psalm 22, waar hierdie digter aan die woord is en sê, my God, waarom het U my verlaat? Waarom bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Maar ek is soos uitgestorte water, al my bene het uitmekaar geval. My hart het soos was geword, dit smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte. U laat my lê asof ek dood is. Nou in terme van fraai geloof, kwalifiseer hierdie nie as geloof nie. Want hier is 'n ou wat vra vir die Here. Wat eerlik is en sê, dit voel vir my dat U my laat lê asof ek dood is. Hier's 'n ou wat vra, wat onseker is. Hier is iemand wat nie mooi weet hoe en waar God dan nou in die lewe inpas nie. Maar hy is 'n gelowige. En dit word opgeneem in die psalmbundel van Oud-Israel. Dit is geloof in aksie. 'n Paar psalms voor jy daai psalm kry, lees ons in Psalm 16. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Daarom is ek bly en ek juig en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Daar lê dit in ons psalmbundel. Sommer so 'n paar psalms uitmekaar uit, 2 werklikhede en albei is geloof. En as jy dit uitmekaar uit ontrafel, dan kry jy vrees en vreugde, dan kry jy donker en lig. En dan waarskynlik die bekendste of die duidelikste illustrasie hiervan kry ons in Psalm 23. In een psalm, sommer so vervleg met mekaar. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. En dan, selfs al is ek in die donkerste kloof en gaan ek in die donkerste kloof in, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dis U staf en U stok wat my gerus stel. En weer, U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders, in die gevare wat ek rondom my beleef. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. In een psalm vervleg met mekaar lê hierdie 2 werklikhede, die een donker en die ander een lig, en beide is deel van die lewe. En 'n deurleefde geloof neem albei op. En daarom gaan 'n fraai geloof en 'n benoude geloof gaan mank aan eensydigheid.
Maar 'n deurleefde geloof kan skoonheid waardeer en kan die mooi van die lewe opgewonde tegemoet tree. Maar kan ook die seer en die gebrokenheid van die lewe in die oë kyk. Iets hiervan word aangrypend uitgebeeld in 'n fotoreeks van 'n Turkse kunstenaar. En hy plaas hierdie twee fotos met hierdie kontrasterende werklikhede so op een foto, want albei is deel van die lewe. Jy kyk daarna en jy sê, maar genigtig, so kan dit nie lyk nie. As jy daai kindertjies wat verniel word deur die oorlog en die wapens en die geweld op hierdie foto sien, dan kan jy nie help om te sê, maar maggies, life is difficult. Dis moeilike, lelike goed. Jy sou dit ook in die woorde van Scott Peck in sy bekende boek The Road Less Travelled kan sê. In die inleiding skryf hy mos nou hierdie woorde waarmee hy bekend geword het, waar hy doodgewoon sê, life is difficult. Once we truly know that life is difficult, once we understand and accept it, then life is no longer that difficult. Maar die punt is, geloof hou rekening met hierdie werklikheid dat die lewe gewoon soms moeilik, selfs sleg en lelik is. En is dit nie die wonder van die Bybel en die Psalms nie, dat dit ons leer om nie die stikkend rondom ons net te ontken en dit te probeer wegwys en wegdink en 'n soort van 'n sousie bo-oor gooi. Dit sê vir ons, kyk, maak oop jou oë, dis daar, neem dit ernstig. Maar jy sien ook die vreugde en die skoonheid van klein kindertjies wat sorgeloos kan speel, wat in die ander helfte van hierdie foto uitgebeeld word. En dan sê jy eerlik vir jouself, maar te midde van hierdie pyn, te midde van hierdie chaotiese wêreld, is daar 'n Here wat omgee, wat hom ontferm oor die seer van hierdie wêreld. Is daar ook skoonheid en vreugde in hierdie wêreld? En kan 'n deurleefde geloof byna in een asem sê, ja, life is difficult, but life is also beautiful, soos die Italiaanse film dit uitbeeld. 'n Deurleefde geloof het die vermoë om die donker en die lig in een lewe bymekaar te hou en te sê, God is hier teenwoordig. En een van die antwoorde skryf die teoloog terug vir die digter, wat sê, it seems strange writing this email while you're receiving a bone marrow transplant and putting final touches on it while not knowing how the surgery went. Julle sal onthou, hy het ernstige gesondheidsuitdagings. Maar hoor hoe mooi skryf hy, but our love for God and God's love for us, met ander woorde geloof, ons het nou net gesê, dit is wat geloof is hierdie liefdesverbintenis aan God. Our love for God and God's love for us has everything to do with both our strength and our utter fragility. Sommer net ter illustrasie, 'n Joodse kunstenaar wat Psalm 23 uitbeeld, en daar sien jy dit visueel, hierdie deurleefde geloof, die dood, die dal van doodskade weer en die teestander so donker daar in die middel, en dan hierdie vrede en vreugde en feesviering rondom dit, en dit alles in God se teenwoordigheid. Vriende, as ek enerzijds in hierdie lewe alleen staat maak op die idee, life is beautiful, as ek net alleen rekening hou met die mooi, my geloof gebruik om sulke mooi prentjies te teken, sulke eensydige mooi prentjies, dan raak ons oppervlakkig. Dan steur ons gewoon net nie aan die stikkend van hierdie wêreld nie, en dan maak jy die evangelie gewoon 'n cop-out. Maar as ek anderzijds in hierdie lewe net rekening hou met die wete, life is difficult, dan word ek 'n smartvraat. Deurleefde geloof is 'n egte geloof. Dis 'n geloof wat deurtrek is met die wete dat elke enkele aspek van die lewe het ook met God te maak. My seer en my opgewondenheid oor die mooie. Dit is 'n soort van 'n oortuigende, oorweldigende lewenshouding. En iets hiervan
het Oud-Israel verstaan. Mens sou wou sê, dankie tog, Oud-Israel het iets hiervan verstaan. En dat die antieke gesangeboek van hulle, die psalmbundel, deurtrek is daarvan. Ek dink jy hoor, ons gaan nie hierdie wêreld in met 'n pie in the sky when you die, 'n hemelboodskapie nie. Maar ons gaan ook nie die wêreld in met 'n rottang wat sê, ruk jouself reg of jy gaan hel toe nie. As jy dit wil doen, maak so lank gereed vir die begrafnis van die Christendom. Maar as ons die Bybelse deurleefdheid van 'n verhouding met God ernstig opneem, dan kan ek my nie indink dat daar nie mense sal wees wat sal stil staan en sal luister daarna nie. Kan my nie indink dat daar nie mense is wat sal sê, dit is wat ons nodig het om te weet wat geloof is. Gee my net 'n handjievol mense wat dit begryp. En ek is oortuig, ons keer hierdie land om. Amen. Here, die mense van God het 'n menslike gesig. Ons lag en ons huil en ons wag hoopvol en ons kyk op boontoe. En ons stamp ons tone. Ons het lief. Ons sukkel, ons misluk. Ons staan. Maar ons staan altyd op onvaste grond. Maar God is God en Jesus is Christus en die Gees sal ons voete optel. U is in die middel en u is ook op die punte. Want niks lê buitekant u liefde in Jesus Christus nie. Amen. Vriende, ons gaan ter wille van tyd die dankoffers by die deur opneem. Ons sluit af met 'n laaste lied. Aan u, o God, my dankgesange. Let op na die woorde van hierdie lied, wat in vers 3 sê, ek weet aan wie ek my toevertrou het. Al wissel dag en nag, ek ken die rots op wie ek gebou het. Dit is miskien 'n manier om geloof te definieer. Net hierdie herinnering aan die wete dat in my donkerste nag, maar ook in die mooi en die vreugde, daar is die Here by my. Kom ons staan en dan sluit ons af.
Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en dan gaan jy in sy vrede. Ons gaan hier vandaan met die wete dat God ons skuilplek is, dat Jesus Christus ons verlosser is, ons heel maak, en dat die Heilige Gees ons rig, lei en help om in afhanklikheid van God te leef.